Nur Richard Miller. Or also Alvin Miller, strong in the ice on the Alvin also Rajiv Miller. So you can guess where I saw the sun, it's 500 in that in Western. It was now 510,000 has been purified. It is a picture of the bones, the sun, the 500 in that of one maybe it is unwanted by a lot of data to guide us the ongoing Christian soul is watching as war. Uns like God will celebrate dates of the organization. These are the dates for the organization. Why we are guided to walk. Also, we said that God needs to start the kind of by new crop. Means like God on this in here. And here means that this was also strike. All those back in Sodom. Because it's not any kind of thing. Or it puts a law in this thing. Comes with that. How we put out.
Mensen, julle sal sien, ons gaan nou saam sing die 582. Dis 'n lied wat ons gewoonlik sing wanneer ons vertroosting nodig het. Bly by my Here terwyl die skemer daal, laat steeds U lig my lewenspad bestraal. Daar is geen ander hulp of troos vir my, hulp van die hulpelose bly my by. Ons sing hierdie lied ook dat ons in ons stryd teen die bose, teen die magte van hierdie wêreld, dan bid ons ook en ons vra, bly by ons Here, terwyl ons maar ons is opgewonde, want wanneer ons nou intree voor die Here, sing ons Psalm 46. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan. Al dryf die vyand met die dood, al storm sy leerwese aan. Aan die einde van vers 1, ons sal nie beef of rugwaarts staan. Ons sing Psalm 46, vers 1 en vers 6, waarna ons afhanklikheid van die Here verklaar. Here groet ons met sy seën, en dan sing ons 'n lofpsalm, Psalm 49, vers 1 en 3. Tot eer van Here, waarna ons dan ons geloof sal bely, en ons sing te bevestig. So kom ons tree in met die voor die Here, en saam sing, God is 'n toevlug.
waar sal my hulp vandaan kom? Hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Sodat God die Vader dit vooraf bestem het hy elkeen van julle uitgekies om aan hom te behoort en afgesonder te wees met die Gees, aan hom gehoorsaam te wees, en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Geliefdes, mag daar vir julle genade en vrede wees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, hy wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons verootmoedig onsself vanoggend aan die hand van Deuteronomium 5, waar ons saam die wet van die Here aanhoor en ook saam lees. Ons sal later in ons prediking sien dat ons praat van die swaard as die woord van God. En in dit, die woord van God is vrylik beskikbaar vir elkeen van ons. En daarom, as jy 'n Bybel het, bring hom saam, lees wat die woord van God sê. Moet dit nie net aanhoor nie.
Terwyl ons die woord van die Here saam lees, die wet, moet ons in gedagte hou dat in Exodus 20 het die Here die wet gegee en van daar af tot in Deuteronomium is daar 'n hele generasie van die volk wat basies gesterf het in die woestyn. So wanneer God die opdragte weergee deur spreekwoorde van Moses, of spreekwoordelik deur Moses, moet ons in gedagte hou, dit is vir die volgende generasie. Maar in die manier hoe hy praat, sien ons dat Moses sê, dit is nie vir die voorvaders nie. Dit is vir ons, hier en nou. Vir elkeen van ons. En daarom lees ons saam wat die Here se wet vanoggend vir ons sê, in Deuteronomium 5, vers 1 tot 22. Moses het die hele volk bymekaar en vir hulle gesê, Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Here ons God het by Horeb 'n verbod met ons gesluit. Dit wel met ons, nie ons voorgeslagte nie, met ons. Dit is nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur uitgepraat. Ek het destyds tussen die Here en julle gestaan om die gebod van die Here aan julle deur te gee, want julle was bang vir die vuur en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte in die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is dit die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of die bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. En dan 'n invoegsel wat nie in die Exodus 20 is nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. En dan vers 21 is daar ook woorde wat omgeruil is in die oorspronklike teks. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee. Uit die vuur en stik donker wolk uit, en toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op 2 plat klippe geskryf en dit vir my gegee. Ons lees net tot daar. Ons sing Psalm 130, een van die bekendste psalms, soos dat hulle ook sê, spreekwoordelike vuilpsalm. Psalm 130, ons sing wel die kloeteberuiming, vers 1 en vers 2. Ons het die wet van die Here nou aangehoor, en ons hoor dat ons kan nie noodwendig alles so nakom, soos wat die Here van ons verwag nie. Want ons is mense, ons is sondige mense. En daarom, uit dieptes van die duisternis, roep ek smeekend aan, as u vergewend luister, net dan kan ek bestaan. U wat my sonde uitwis, my in die afgrond sien, skenk aan my vergifnis, sodat ek u kan dien.
Ons is almagtige God en hemelse Vader, Here, op U vertrou ons, op U wag ons, soos al die geslagte voor ons heen, wag ons geduldig, want U verlos en U vergewe, en U alleen kan dit vermag. Here, ons hart loop oor dat ons kan weet ons hart loop oor van vreugde en blydskap, dat ons kan weet dat U is ons God. Ons is U kinders, U volk, deur U hand versorg. Here, U gee vir ons 'n nuwe môre. U laat ons opstaan, die bed is leeg en die skoene is vol. U laat ons voel. Ja, miskien het ons 'n bietjie rugseer en miskien het ons 'n knie wat styf is. Miskien het ek 'n bietjie meer pyn. Maar ek voel, en daarom weet ek lewe. U Here, U het vir ons 'n nuwe môre gegee. Nog 'n rusdag waar ons kan rus in die wete dat Christus is genoeg. Nog 'n rusdag waar ons ook kan rus in familieverhoudings, wat ook voortspruit gegee deur U. Nog 'n rusdag waar ons kan fokus op U, sodat ons in hierdie wêreld, in hierdie lewe, kan uitgaan en daadwerklik standvastig bly, want U gee ons die krag. Nog 'n rusdag waar ons U kan loof en prys, uit volle bors sing, sodat ons U kan loof. En dat almal wat om ons is, al die mense, die gemeenskap kan hoor, dat ons harte brand van vreugde en blydskap om U te kan aanbid. Here, maar dit gaan nie oor die mense nie. Daarom bid ons dat ons lofsange en ons verootmoediging en ook ons antwoord, wanneer ons, nadat ons die woord aangehoor het, sal aanneemlik wees vir U. Here, U is so goed en wonderlik. U ruk ons uit die magte van die dood. U vergewe ons sondes. U is genadig, barmhartig, lankmoedig. En ons is so dankbaar dat ons deel van U volk kan wees. En Here, deel van om U volk te wees, beteken ook dat ons U wil moet uitvoer. En daarom, Here, spreek vanoggend tot ons, want ons is ywerig om te hoor hoe ons lewe kan inrig volgens U wil. Spits ons geestelike en fisiese ore, Here, dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Maak ons gedagtes rustig en stil, dat ons nie sal fokus op die probleme, die aanslae, die situasies wat vir ons wag wanneer Maandag weer kom nie. Maar dat ons daadwerklik nou in hierdie gewyde tyd, waar ons afgesonder is, waar ons tyd afgesonder is om na U te luister, dat ons daadwerklik aktief deelneem daarin en hoor. Om Christus ontwil bid ons dit, Here,
Amen. Geliefdes, ons lees saam vanoggend in Efesiërs. En geval Oula sê as ons by Openbaring is ons 'n bietjie te ver. As ons by Matteus is, moet ons nog 'n bietjie blaai. So Efesiërs 6 vanaf vers 10. Dit is die laaste perikoop voor die slotwoord in hierdie brief en dit is ook dan die laaste prediking in die reeks werklik kerklik. Ek lees vir ons vers 10 tot vers 23. Ek lees vir ons die 83 vertaling. Elkeen van julle is welkom om te volg as julle die Bybel saamgebring het. Ons fokusvers sal ek vir ons na die tyd weer herhaal. Verder nog dit. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenuitrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Tychicus, die medegelowige wat ek baie lief het, die getroue dienaar in diens van die Here, sal julle alles vertel, sodat julle ook kan weet hoe dit met my gaan en wat ek doen. Ek stuur hom juis hiervoor na julle toe, sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan, en sodat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem. Vrede vir die broers en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by julle almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Ons fokusverse is vers 12 en 13. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly. Die tema van vandag se prediking, die wapenuitrusting, is nie net vir die mooiheid nie. Werklik kerklik, se reeks sluit dan nou ook af vandag met die laaste preek in die reeks. Geliefdes, hoe gereed is jy elke dag om oorlog te voer? Dit klink nou vreemd, want ons gaan nie elke dag oorlog voer nie, maar tog doen ons. Maar ons gaan werk toe, maar nie oorlogveld toe nie. Maar tog gaan ons oorlogsveld toe en nie noodwendig net werk toe nie. Soos die Engelsman sal sê, dis amper 'n catch-22. Is jy gereed vir oorlog? Wanneer jy vanoggend opgestaan het en elke dag opstaan, is jou ingesteldheid so dat jy reg is vir wat mag kom. Want ons word daagliks gekonfronteer met uitdagings. Almal nie altyd sigbaar nie. Geestelik van aard. Wat selfs die diepste vlak van mens wees bietjie probeer ruk.
Ons moet erken daar is elemente in hierdie wêreld wat ons nie noodwendig verstaan of ken of eens kan sien nie. Hierdie elemente is onder leiding van 'n entiteit, 'n wese, noem dit wat jy wil. Die teenstander, die aanklaer, die draak, die slang van ouds, die vader van die leuns, of soos die oorspronklike Grieks dit noem, Satanas, die Satan. Hy is listig, en hy is besig, en hy het 'n klomp helpertjies. En ons moet reg wees vir sy aanslag. Paulus se brief aan die Efesiërs of van die gemeente in Efese, en ons reeks werklik kerklik eindig met 'n oproep, wat vandag veral relevant is. Wees sterk in die Here en in die krag van sy sterkte. Soos wat ons ook vroeër gesing het, soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Hierdie oproep is nie net 'n oppervlakkige motiveringsboodskap om te sê, nee maar, wees sterk, kry jou krag. Dis nie wat hierdie sê nie. Hierdie sê dat ons moet daadwerklik besef dat hierdie diepgaande krag net by God te vind is. Want ons is inderdaad in 'n geestelike stryd betrokke. Vir ons gedagtes, ons harte, ons lewens, want dit word ook bedreig. Kort is daar 'n versoeking. Sy geliefdes, ek vra weer, is ons reg? Is ek en jy reg vir oorlogsvoering? Vandag se gedeelte moet ook nie gesien word net as 'n mooiigheid wat ons vir kinders leer, oor kyk, daar's 'n wapenuitrusting nie. Dit het daadwerklik iets relevants vir elkeen van ons, want ons regtig moet besef. Hierdie wapenuitrusting help ons om die aanslag teen te staan, maar dit stel ons ook in staat op 'n diepe waarheid te besef, wat Paulus ook in die hele brief van die Efesiërs duidelik maak en toepas. Die wapenuitrusting beskerm ons, want dit kom van God af. Dit help ons as gelowiges, elkeen van ons, waar ons persoonlik in 'n verhouding met God staan, maar ook in die geheel as liggaam van Christus. Die krag van die Here en die oproep tot sterkte. In die Bybel sien ons daar is baie keer imperatiewe. 'n Imperatief is 'n opdrag wat ek en jy moet uitvoer, wat ons sien in 'n perikoop of 'n hoofstuk van die skrif. En Paulus begin hierdie gedeelte, hierdie laaste gedeelte van Efesiërs, dadelik met 'n opdrag. En hy sê, wees sterk in die Here en in hom, in die krag van sy sterkte. Hierdie krag is nie van onsself nie. Ek en jy mag dalk sterk mense wees. Ons het nou al in ons lewe soveel verskillende siektes oorleef, en ons het 'n pandemie oorleef, party mense 2. Maar dis nie wat vir ons die krag gee nie. Miskien bou dit ons karakter, dit laat ons volwasse wees, maar dit gee nie vir ons die krag nie. Net God doen. As ons dit kan illustreer aan die hand van 'n voorbeeld. As ons dink aan die huishouding. 'n Huishouding, 'n huis het krag nodig om die gewone gang van die huis te laat aangaan. Die ligte aan te sit, as jy 'n bietjie wil TV kyk, die TV aan te sit, die yskas, mikrogolf ensovoort. Daar moet 'n bron van krag wees. Of dit nou 'n onbekwame, gebrekkige kragsentrale is, of dit 'n kragopwekker is, sonpanele, daar moet 'n bron van krag wees om die huishouding aan die gang te hou. Net so het ek en jy ook 'n bron van krag nodig. En ons bron van krag is God. Ons is spreekwoordelik soos wanneer ons iets inplak in 'n muur, inprop by 'n muur. Daardie toestel kry dan krag. En ons moet in God wees. Ons krag by hom kry. Maar die troos, ons het 'n baie gebroke wêreldse beeld gebruik, maar die troos is dat God nie onbekwaam is nie. Hy voorsien daardie krag. Hy gee aan elkeen van ons daardie krag.
volgens sy wil. Dit is nie die soort krag wat aangeleer kan word of wat gekweek kan word nie. Dit is 'n krag wat kom van iemand of iets wat magtig is, groot is, onbegryplik groot is. En so het ons gesien ook, dat ons deel het in hierdie krag, soos wat in Efesiërs 1 vers 3 tot 14 staan, dat God het ons ingevoeg, deel gemaak in Christus. Geliefdes, ons het nou baie mooi besef dat hierdie perikoop wat ons vanoggend gelees het, amper 'n opsomming is van die hele boek van Efesiërs. Dit is 'n toepassing van die hele brief. En Paulus verwys die hele tyd terug na wat hy vroeër gesê het. En vroeër het hy gesê in Efesiërs 1 vers 3 tot 14, waar ons krag kry, hoe ons toegevoeg is by die gemeenskap van gelowiges. Ons is vrygekoop, ons is verlos, en ons is geplaas in die volk van God. Ons is deel gemaak. En dit is waarom Paulus dan ook verder gaan in Efesiërs 1 vers 19 tot 20, en dan bid hy dat die gelowiges hierdie krag mag ken, dit mag begryp, dat dit nie net 'n vaag abstrakte gedagte is nie, maar dat ons kan begryp waaroor dit gaan. Paulus verduidelik dat ons hierdie krag deur die wapenuitrusting ook kan toepas. 'n Geestelike beskerming. Elke aspek van ons liggaam wat belangrik is. En ons sal nou daarby kom. Maar een van die dinge wat ons reg deur die boek van Efesiërs kan waardeer van Paulus, is dat hy nie net teologiese stellings maak of dogmatiese leerstellings en ons nie regtig lei nie. Want hy lei ons deur praktiese gevolgtrekkinge. Net soos vanoggend. Want hoekom sal hy nou die voorbeeld gee van 'n wapenuitrusting? Ons het 'n gedagte uit die konteks waarbinne hy geleef het, en die mense wat die brief sou ontvang het, sou geweet het, daar sou die Romeinse ryk het ook soldate. En hulle sou dadelik die beeld gekry het van soldaat wees. Ons wat hier in Volgvol bly, en baie mense om ons, as ons sê president, dan weet almal waar dit is. Dieselfde wanneer Paulus sê, die wapenuitrusting, dan weet hulle presies wat is die beeld wat hulle moet opkom. Die militêre invloede wat daar was, die beelde van soldate, maar saam met dit, ook die beskerming wat hierdie elemente bied. Maar nog meer, ook uiteindelik die dissipline wat daarmee saamgaan om 'n soldaat te wees. Maar hoe werk hierdie krag? Hoe maak jy ons gebruik van hierdie krag? Hierdie wapenuitrusting elke dag, spreekwoordelik natuurlik, aan te trek. Waar ek in my persoonlike verhouding met die Here is, groei, Bybelstudie doen, bid, klein groepies bywoon, maar ook daar waar ons as gemeenskap van gelowiges is en saamkom om dan bid. So elke klein stukkie maak deel van die geheel. Net soos Paulus ook vir ons verduidelik in Efesiërs 4 en 5. Hy leer vir ons hoe die gemeenskap van gelowiges ook heilig moet wandel, regverdig voor die Here. En ja, 'n wapenuitrusting help ons ook om dit prakties te doen. Ons word nie gedeeltelik of nie volledig toegerus nie. Want Paulus gebruik twee woorde, volledig, geheel en al wat ons toegerus word. Maar dit beteken ook daar's iets wat aktief is daarvan. Ons word toegerus nie net om te sit nie. Ons moet aktief wees. Dit help nie ons koop die beste, nuutste, mooiste kar en ons los hom net in die motorhuis nie. Niemand gaan dit daar sien nie. Ons wapenuitrusting is dieselfde. Ons moet aktief wees daarmee. Ons moet dit gebruik. Ons moet dit nie net blink polituur net om te laat staan en sê, kyk hoe blink het ek myne gemaak nie. Aktief. Dit is soos wanneer ons die voorbeeld het van iemand wat siek is en dokter toe gaan. Die dokter gee vir ons 'n voorskrif en sê vir ons,
kry hierdie medikasie. Nou, as ons onaktief is in hierdie herstelproses, gaan die medikasie nie gebruik nie en nie gesond word nie. So ons moet aktief wees. Die medikasie gaan haal by die apteek, dit drink, en dit help ook en bevorder die herstelproses. Natuurlik volgens die Here se wil. Maar dit is dieselfde met die wapenuitrusting. Ons kan nie net een hê as ons dit nie gaan gebruik nie. Ons moet aktief wees daarmee. Paulus sê juis in vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. So, dit is nie iets of iemand wat nou op my gaan afstorm nie. Dit is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die geeste en die lig. Ons stryd is geestelik, nie fisies nie. Dit gaan nie oor mense wat ons wil seermaak of leed aan ons doen nie. Ons grootste vyand is inderdaad die bose magte. Hierdie geestelike realiteit is nodig dat ons besef. Maar geliefdes, ons moet nou baie mooi en versigtig rondgaan met die geestelike. Ons moet besef dat dit, wanneer ons hierdie vers hoor en daar staan, die aanslag van die bose magte in die lig, die geeste in die lig, beteken dit nie dat ons nou net gaan oorval word met demone en daar is allerhande bose geeste wat ons gaan agtervolg in die donker gangetjies van ons huise nie. Dis nie wat hierdie vers bedoel nie. Maar ons moet besef dat dit steeds 'n realiteit is. Want daar is bose magte. Daar is demone. Ons lees hoe Christus dit uitdryf. Maar wanneer Paulus hier praat, bedoel hy iets heeltemal anders. Die geestelike stryd waarvan hy praat is die leuns, die manipulasie, die konflik, die geldgierige gedrag wat daar is, die onregverdigheid wat heers. Dit alles klink amper abstrakt. Amper geestelik. Want niemand van ons het al gesê, "Haai, kyk, hier kom kwade gevoelens om na my te hardloop nie." Nie een van ons het al gesê, "Haai, daar ryf geldgierigheid verby nie." Dis alles geestelike, abstrakte terme. So ons moet dit nie ontken nie. Maar met dit sê ons ook nie, ons gaan al ons tyd bestee daaraan om ondersoek in te stel oor die bose magte en die demone nie. Want soos wat Johannes Calvin ook eendag gesê het, ek spreek myself so ver uit oor demone en bose magte, so ver die skrif homself daaroor uitspreek. En verder gaan ek nie in daarop nie. Nietemin, dikwels fokus ons te veel op sigbare probleme, veel eerder as die onderliggende kwessie wat dit bevorder. En dit is wat Paulus ook wil aanmoedig in hierdie teks. En die enigste manier hoe ons daardeur sal kom, is die krag van God, die wapenuitrusting. Vers 13, neem die volle wapenuitrusting op van God. Die opdrag om hierdie wapenrusting op te neem, is iets wat herhaal. En Paulus is lief vir herhaling. Paulus herhaal baie keer, maar dit is vir beklemtoning. Dis bevestiging. Dis soos 'n ouer wat vir 'n kind 'n opdrag gee, gaan doen dit nou. Want dan sê Paulus, die dag van onheil is op pad. Intense versoeking, aanvalle, dis sonder se kwesbaarheid. Hierdie dag van onheil kan enige tyd kom. Ons sal nie weet wanneer nie, en juist daarom kan ons nie ons wapenuitrusting laat kyk hoe lyk dit nie. Ons moet dit aan hê. Want die dag van onheil kom. Dit beteken egter iets vir nie net die gelowiges nie, maar ook vir die gemeenskap van gelowiges. Waar elke lid homself toerus met die wapenuitrusting, sodat ons hier saam, as liggaam van Christus, elkeen ons wapenuitrusting aan het. Want geliefdes, dis die tweede ding wat ons in gedagte moet hou met die konteks. Wanneer ons die soldate het, hulle het 'n skild wat hulle vashou, hy kom so lekker oor die arm, en die ander arm het jy jou spies of jou swaard. En wanneer die soldate dan nou nader kom aan die vyand, sal hulle baie keer hulle skild optel en die skild vashou. En dan sal hulle mekaar so toemaak met daai skild en baie keer bo hulle ook, dat geen brandpyle kan inkom nie. Hulle beskerm hulle self.
En dan loop hulle so, kollektief, saam, as 'n groepie. Ek en my groepie, ons loop saam na die vyand toe. Ons sal die aanslae teen ons kan afweer. Die brandpyle sal nie deurkom nie. Liefdes, ek wil net herhaal, vir beklemtoning. Ons kollektiewe, met ander woorde, die geheel, die liggaam van Christus, se standvastigheid as kerk, is ook afhanklik, natuurlik van God se wil, maar ook die individuele, ek en jy, voorbereiding. Geloof is nie 'n eenman saak nie. Dit is wat 'n besigheid is. Ons is saam liggaam van Christus. Saam kan ons sterk staan in God se krag. Staan vas met die gordel van waarheid en die borsharnas van geregtigheid. Dis die eerste twee wat Paulus noem. Die gordel van die waarheid kom om ons heupe. Nou as ons die beeld van 'n soldaat het, dan sal ons weet hy het 'n klomp elemente wat hy vashou of wat hy moet dra, en nou moet ek gaan oorlog voer en hardloop in die rigting van my vyand, maar hoe gaan al hierdie dinge vasgehou word? En dit is die gordel. Die gordel om 'n heupe van waarheid. Wat is hierdie waarheid? Evangelie, die woord van God. Geloof. Ons is stabiel in geloof. Ons sit ons geloof vas om ons, sodat ons hele wapenuitrusting vashou. Terwyl die borsharnas wat op ons bors kom, van geregtigheid beskerm ons harte. Want Christus het ook gesê in Matteus, wat die mond van vol is loop oor, of wat die hart van vol is loop die mond van oor. Dit wat in ons hart aangaan is wat uitkom en waaroor ons praat. En wanneer Paulus hierdie skryf, gaan hy met die voorveronderstelling, hy skryf vir gelowiges, so hulle glo in God, en dit is wat in die hart aangaan. Beskerm jou hart met daardie borsharnas. En dan gaan hy verder, terwyl ons nou met hierdie borsharnas en die gordel rondwandel in die lewe, en terwyl ons so wandel, laat ons vir ons 'n paar skoene kry. Nie 'n handelsmerk soos Nike of Adidas nie, maar die evangelie van vrede. Die vrede aan ons voete, want wanneer ons hierdie skoene aantrek, dui dit ook op die evangelie wat uitgedra word. Dis nie net iets wat stagneer hier in die kerkgebou nie. Want elkeen van ons ken die evangelie. En wanneer ons hier so uitstap vanoggend, dan gaan die evangelie saam met ons. Dis nie net in hierdie groot Bybelboek wat hier op die kant sal staan nie. Dis nie net in die preek nie, maar dit is in elkeen van ons. Daarom moet ons ook met die skoene van vrede gaan loop. Want dit wys ons ook die vrede tussen ons en God, maar ook die vrede tussen ons en ons medemens. So enige goeie soldaat sal ook dan 'n skild hê. Die skild van geloof beskerm ons teen die vuurpyle, die brandpyle wat daar is. Dink aan daardie beeld van ek en my groepie met ons skilde. Niks kan daardeur kom nie. Ons is veilig. En hierdie skild is 'n vaste vertroue op die Here. Tot werklik niks en niemand anders nie, net op God. Om ons gedagtes te beskerm en die aanslae daarteen, kry ons die helm van verlossing en laastens die swaard van die Gees. Die helm van verlossing beskerm ons gedagtes en dit rig ons gedagtes tot God. Dit herinner ons aan die verlossing, die identiteit wat ons ontvang het in Christus. En dan geliefdes, ons enigste wapen wat ons by ons wapenuitrusting kry, is die swaard. Ons kry nie 'n pyl en boog of 'n .22 of 'n .303 of 'n .308 nie. Ons kry net die swaard. Die swaard is die enigste ding wat ons het. Wat is die swaard? Die swaard is ook die woord van God. Is die woord van God, nie ook nie. Dit is die woord van God. Want dit het die waarheid. Dit het die evangelie. Dit het die goeie nuus. Dit lei ons. Die swaard is ook baie keer word daar verwys na die swaard sny iemand weg van die Here af of terug na die Here toe. En dit is ook waar die tug inkom.
wanneer die waarheid verkondig word, teen die leuns, wat mense glo, dan sê hulle, die kerk hou nie van my nie, die kerk veroordeel my. Maar intussen het ons wapenuitrusting opgetel, ons swaard gevat, en die leuns gesny met die waarheid. Die twee snyende swaard, sny iemand of na God toe, of weg van hom. Wanneer mense hardnekkig is in hulle sonde. En laastens is gebed, maar beglo, dit is nie die minste nie. Want gebed is die vernaamste vorm van dankbaarheid teenoor God. Paulus sê ons moet herhaaldelik, onophoudelik, die heeltyd bid. Saam met hierdie wapenuitrusting wat ons aan het, moet ons die heeltyd bid. Geliefdes, maar moenie vrees nie. Moenie dink dat ons gaan worstel op so 'n manier dat ons uiteindelik gaan verloor nie. Want Christus die oorwinning reeds behaal. Die wapenuitrusting is ons om ons te beskerm in aanloop tot wanneer hy weer kom. Die oorwinning is reeds behaal. Dit is nie soos 'n wedstryd, 'n rugby of netbal wedstryd waar ons wonder, wie gaan nou wen? In hierdie geval weet ons wie het gewen. Christus het gewen. Hy het die oorwinning behaal vir my en jou. In Efesiërs 1 vers 20 tot 22 herinner Paulus ons, dat Christus, nadat hy gekom het en teruggegaan het, gesterf het, begrawe is en opgevaar het hemel toe, is alle mag onder hom onderdanig. In die hemel en op aarde. Christus het reeds die oorwinning behaal. En daarom wanneer Paulus sy brief aan die gemeente van Efese afsluit, is dit 'n meesterstuk van teologiese inligting, maar ook praktiese advies, dat ons in ons identiteit met Christus sal lewe, soos in Efesiërs 1 tot 3 verduidelik, waar ons krag kry, waar Paulus bid dat ons die krag sal verstaan, Efesiërs 1 vers 19, dit word herhaal in 6 vers 10, die helm van verlossing wat ons ook vroeër van lees in 4 tot 5, word nou herhaal in 17. Geliefdes, daarom moet ons wapenuitrusting aantrek. Die wapenuitrusting van God sluit die brief af, sluit ons reeks af, maar dit sluit nie ons doen en late af nie. Dit is juist 'n aanmoediging om nou aktief te wees in die sonde, in die stryd, teen al die geeste in die lig. Versterk mekaar, bemoedig mekaar, herinner mekaar aan die krag wat te vind is net by die Here. Dit help ons om te volhou en te volhard daagliks, die heeltyd, om kinders van die lig te wees, soos wat Efesiërs 5 vers 8 vir ons sê. En so kan ek en jy werklik kerklik wees volgens die wil van God, in die stryd teen die bose. Amen. Geliefdes, in antwoord op die prediking sing ons saam Skrifruiming 14:6 vers 1 sowel as 14:2 vers 1. Ons ken dit aanvanklik as al sou die vrye boom nie bot nie. Maar ons moet mooi hoor wat ons saam sing. Al sou dan ook die bose magte toeslaan, al sou selfs alles om my heen vergaan, die son verdof, die lewensvreugde wegkwyn, die ganse skepping sigte gronde gaan. Dan Skrifruiming 14:2 vers 1, al sal die vyeboom nie bot nie, al sal die wingerd sonder druiwe gaan, die graan verdor, die vrugte boorde wegkwyn, beeste, kleinvee, alles vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Kom ons staan, dan antwoord ons op die prediking met Skrifruiming 14:2.
Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, U laat ons daadwerklik vas en veilig staan. Here, U is die bron van krag, die bron van ons bestaan. En daarom bid ons dat elkeen van ons, individueel en kollektief, sal begryp hoe wyd en ver en diep en hoog die liefde strek. Die liefde wat ons verstand te bowe gaan. Dieselfde liefde wat ons bygevoeg het tot die gemeenskap van gelowiges. Dieselfde liefde wat ons herinner aan die genade, die barmhartigheid en langmoedigheid. Here, want soos Dawid roep ons uit, hoe lank nog, Here, hoe lank nog? Daar is geen vrome meer nie. Die mense praat met vlei taal. Hulle lippe dra leuns. Here, daar is niemand meer oor wat nie onder die invloed is van die bose nie. Soos wat Dawid in Psalm 12 vir ons, saam met ons uitroep, hoe lank nog, Here? Here, bid ons ook nou, hoe lank nog sal die aanslag duur? Hoe lank nog sal ons roep vir uitkoms? Hoe lank nog sal ons beproewing wees? Maar Here, dankie dat ons kan weet, die Heilige Gees vertroos en bemoedig en herinner ons ook daaraan, dat by U ons krag vind, dat ons by U in U sterkte kan leef, sodat ons nie hoef te vra, hoekom ek nie, maar dat dit sal verander in 'n dankie Here, dat U saam met my is in hierdie beproewing. Here, ons bid dat elkeen van ons individueel moeite doen met ons geestelike lewe. Dat ons geestelik sal groei, standvastig sal bly, die Bybel sal ondersoek, Bybelstudie sal doen, in gebed sal volhard tot U. En daar waar ons dit nie doen nie of laks raak, Here, bid ons dat U ons aanspreek, deur die Heilige Gees in ons gewete, deur medegelowiges, deur prediking, deur Bybelstudies, deur 'n gesprek met mekaar. Here, ons bid dat die wapenuitrusting ons elke dag sal help om standvastig te bly in die aanslag van die bose. Here, en dit alles terwyl ons in afwagting is, saam met die skepping, tot wanneer U weer kom. Here, laat U naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat U wil geskied op aarde net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergeef ons ons oortredinge, soos dat ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree.
en laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liefdes, daar is nou geleentheid vir die afdra van kollekte, liefdegawes. In die diens is dit vir die silwergerwe en by die deure is dit vir die diens van barmhartigheid. Liefdes, daar is hoop. En omdat ons weet daar is hoop, sing ons nou saam. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skyn verdwyn, God self kom by ons bly. Ons sing Skrifbreë 18:6 vers 1, 4 en 5, waar die Here ons dan uitstuur met sy seën. Liefdes, toegerus met die wapenuitrusting van God, wees werklik kerklik en lewe die wil van God uit. En terwyl ons dit doen, weet verseker dat die Here sal jou seën en jou beskerm. Hy sal tot jou redding verskyn in jou dag van nood, jou gebede verhoor en aan jou sal hy sy vrede gee. Amen.
Liefdes net, herinner, die afkondigings is na die erediens. Nie so vinnig nie. Goeiemôre broers en susters. Ek het 'n paar enkele afkondigings voor ons uitbeweeg. Reeds ontslaan na 'n prosedure aan sy enkel, dink ons aan broer Charles McKee Jr. Dit vir sy beterskap en ons bid ook vir broer Sagais Snyman wat op pad is vir prosedure. Daar sal katekisasieklasse en belydensklas, sowel as koffie en TB's na die diens. Julle word uitgenooi daarvoor. En as die Here wil, in terme van bediening die week, sal ons gemeente Bybelstudie hê om 6:00 Dinsdag, sowel as die jong mens Bybelstudie om 6:00 op Woensdag, en dan Maandag en Sondag se klein groep byeenkomste. As Dominee dit nie al klaar genoem het nie, vir volgende week se kollekte sal dit wees vir diens van barmhartigheid in diens self en dan vir die gereformeerde kerke van Suid-Afrika se sustentasiefondse by die deure. In terme van meelewing hierdie week dink ons aan die besonder aan Suster Elmarie Oosthuizen. Sy het haar broerskind Nick gister ontydig is hy oorlede. Ons dink in hierdie moeilike tyd ook aan haar en aan die familie en gesin. Ons in terme van gelukwensing, broer Koos en Suster Ida, baie geluk broers, baie geluk met julle kleindogter, onlangs gebore is, vir die jaarsdae die komende week, die 16de môre is dit Tiaan Maree, en dan die 17de Annetjie van der Walt, die 20ste Adrie Skinte, en die 22ste Charlize Norkeer, by voorbaat, baie geluk met julle verjaarsdag. In terme van vergaderings, byeenkomste of funksies wat kom, die 20ste September sluit die skole, die 21ste September is dit die Silvergerwe se tuinkuier, sowel as die hervormde kerk se golfdag. En dan herinner ek julle, van die 26 tot die 27ste Oktober beplan ons om ons gemeentekamp te hou. Dit sal weer wees by Kwena. Laat weet asseblief vir broer Paul as u belangstel aan die gemeentekamp. Dit sal werklik lekker wees hoe meer ons van ons gemeente daar byeen kan hê. Dit is 'n lieflike bediening. Dan herinner ek julle aan die Breekerkraadsvergadering wat sal plaasvind na katekisasie vanoggend. Dit is 'n belangrike vergadering waar ons die 2025 finansiële jaar se begroting gaan bespreek. Dan het die deputate gereformeerde van gereformeerde publikasies ook aan ons 'n skrywe gestuur. Daar is volgens hulle behoefte van sekere mense vir 'n groot druk groen psalmboek. As u voel dat u sal baat vind of graag 'n groot druk groen psalmboek wil hê, laat weet asseblief jou ouderling of diaken sodat ons 'n lysie kan saamstel en kan terugskryf aan die deputate. Dan herinner ek julle ook aan die bestelling van die almanakke. Daar is 'n skakel wat op die WhatsApp groep geplaas is. U kan daardie skakel volg as u dit wil bestel. Net so terloops. Hierdie is 'n kalender. Ek verwys na die almanak. Okay. Daar's 'n verskil. Dan as enige van julle
oortollige of addisionele plante of struike of bolle of blomme van die aard het wat julle graag in die kerk wil skenk. Ons wil graag die kerk se tye bietjie opgradeer, as ek dit so mag stel, en verfraai. Julle kan daar met broer Kobus of suster Henda praat as julle iets het om te gee. Ons sal dit regtig waardeer. Dan volgende week, die hele week, is dit die Nasionale Testament week. Ek weet nie weer of bestaan so 'n week nie, maar dit is goed. Ek dink dit is ook belangrik dat ons van tyd tot tyd hierdie tipe van goed of in werking laat stel of opdateer. Anna het aangebied om dit om enigiemand in die gehelp het, in die gemeente daarmee te help met die testament. Free of charge, Mahana, hè? Baie dankie. Laastens, komplimenteer hierdie, dan Suster Anushka van der Berg, arriveer met attestaat van die hervormde kerk Losberg, waar welkom hierso, Anushka. Anushka is PJ Marie se verloofde. Dit is lekker om hierdie te doen. Broers en susters, dan is nog net een laaste ding wat ek wil doen. En ek dink dit is net belangrik om dit, net soos daar 'n verskil is tussen 'n kalender en 'n almanak, is daar ook 'n verskil tussen kollekte en bydraes. So dankbaar soos wat ons van almal se kollekte in die diens en by die deure is, daardie gelde gaan vir baie spesifieke doele of redes. Of jy weet byvoorbeeld diens van barmhartigheid gaan in die diakonale rekening. Die diakonale rekening hou nie die kerk se ligte aan. Dit betaal nie die kerk se rates en taxes nie. Dit betaal nie Dominee Erasmus se traktement nie. So as 'n voorbeeld. So dit is belangrik dat jy verstaan dat so dankbaar soos wat ons is vir die kollekte in die diens en by die deure, en weet die feit bly staan, ons moet gee tot ons so ver as wat ons kan. Dit is ook belangrik dat ons die bydraes inkry om hierdie kerk staan te hou. Baie dankie en lekker dag.